Goeienaand vir die 4de aand. Is jy baie welkom al ons pragtige en mooi mense wat inskakel, ook op hierdie geleentheid. Ons vra die seën van die Here. Here, wanneer ons in hierdie aand hierdie bymekaar is, dan sit om aan U al die lof en die dank aan toe te bring wat U toekom. Dankie dat U vir ons met soveel liefde en genade seën elke dag, en dat ons die woord mildelik lees en bestudeer en kan ontvang al dit wat U wil hê ons moet weet. Seën vir ons dan nou vanaand by die lees en die oordeenking ook van hierdie boodskap. Amen. Gaan nou soos al die ander aande maak, julle druk weer die posknoppie. Dit is Romeine 4 vers 1 tot 25. So lees hom gou, dan kan julle weer die beginknop daarna speel. Wonderlik. Gaan oor Abraham se geloof. In die Bybel kry ons uitstaande persoonlikhede. Abraham, Moses, Dawid, Petrus en Paulus. Manne wat 'n geloofsindruk gemaak het, wat ons tot vandag toe nog kan sien en kan voel. Boeke word oor hulle geskrywe, studies word oor hulle lewens gedoen, selfs hulle persoonlikhede word ontleed. In baie gevalle is daar ook rolprente oor hulle gemaak. So 'n paar jaar gelede het ek 'n fliek oor Moses gekyk. Het was geweldig indrukwekkend om te sien hoe hierdie rolprentvervaardiger ook vir hom uitgebeeld het. Nou, een van die heel beste voorbeelde wat ons in die Bybel kry, is Abraham, die stamvader, soos hy hier genoem word. Hoe het hy met God gewandel? Dit wil myself voorkom dat hy reg gekry het om God se arm te draai. Hy het 'n waagmoed gehad om selfs vir God aan te vat. God het sekerlik heeltemal anders met hom te werk gegaan. Kyk net die pad wat hy moes loop, die vreemde in. En wat of van die verskriklike toets, toe hy die opdrag gekry het om sy seun Isak te gaan offer het. Ek hoor dikwels dat mense sê dat hy 'n kwaliteit geloof gehad het, wat ons by baie min ander mense in die Bybel gesien het. Het God hom nie beloon vir sy getrouheid aan die wet van Moses nie? Het God nie sy opregte godsdienstigheid raak gesien nie? Was dit nie sy werke wat God aanskou het en toe daarop gereageer het nie? Nee, niks hiervan is so nie. Nie een daad van Abraham het God beweeg nie. Is geloof dan nie iets wat hy gedoen het nie? Kyk ons na die teks wat uit Psalm 32 aangehaal word. Dan verstaan ons die beeld beter. Geseënd is die mense in wie se oortredinge nie gestraf word nie, en wie se sonde vergewe word. Geseënd is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. Niks wat die mens gedoen het God laat beweeg om nie te straf nie, maar om sonde te vergewe. Niks wat die mens gedoen het die Here daartoe gelei om nie die sonde teen die mens te hou nie. Om dit so te doen, kom suiwer as gevolg van die genade van God af. Hy, God, beweeg omdat hy dit vir die mens wil doen. Nie omdat die mens sy wet onderhou het nie. Nie omdat die mens mooi goed vir of van God gesê het nie.
Nie omdat die mens vir God liefgehad nie. Nee, dit tel nie. God reageer nie op die mens nie. God kyk nie eens of Abraham goed genoeg ingepas het by sy plan van genade nie. Hy oorweeg nie eers wat hy gaan doen deur na die optrede van die mens te kyk nie. Daarom is geloof 'n aksie daarom is geloof nie 'n aksie van die mense kant af nie. En ons kan nou weer vir Paulus aan die woord stel. Die beste voorbeeld wat ons hier kry, kom van vers 18 af. Abraham het die belofte gehad dat hy 'n groot nageslag gaan hê. Hulle gaan net soveel wees soos die sterre, maar daar was een probleem. Hy was stokoud en sy vrou was lank al verby die stadium wat sy nog kan kinders hê. En hulle het geen kinders gehad. Hy was dus verby enige hoop dat daar nog vir hulle kinders, wat nog te sê van 'n seun, sou kom. Al wat hy gehad het, was om aan God vas te klou, met alle mag en mening. En al die feite daarop gedui, dat dit nutteloos was. Menslik was dit net nie meer moontlik om enige kinders te kon kry nie. Daarom is geloof hier nie 'n daad van die mens nie. Geloof moet 'n ander inhoud hê. Daarom kry ons heel aan die einde van die hoofstuk, vers 24, neem ons direk na God toe. Hy het Jesus uit die dood uit opgewek. Hy is ter wille van ons oorgelewer om gedood te word aan die kruis. En hy is uit die dood uit opgewek met net een doel, sodat ons vrygespreek kan word. Presies dit wat met Abraham gebeur het. Abraham het geglo in God en is vrygespreek. Ons is vrygespreek omdat God Jesus oorgegee het aan die dood en hom opgewek het uit die dood. Abraham se glo is dieselfde as Jesus wat gesterf het en ook opgewek is uit die dood. Sonder die teenwoordigheid van die dood en die opstanding van ons Here Jesus Christus is geloof nie moontlik nie. Die twee begrippe loop hand aan hand regdeur die Nuwe Testament. Paulus wil nie daarmee beweer dat Jesus die inhoud van Abraham was nie. Tog het dieselfde Jesus ons geloof met homself gevul. Neem Jesus weg en daar bly net mooi niks oor van ons geloof nie. God het Abraham se geloof gevul, sodat hy hom daardeur vrygespreek het. Jesus het ons geloof gevul, sodat hy ons daardeur ook vrygespreek het. Die bedoeling is, niks wat Abraham gedoen het God tot daardie stap beweeg nie. Niks wat ons kan doen, kan God tot daardie stap beweeg nie. Dis alles net te danke aan die vrye handeling van God. Daarom kry hy al die eer en niemand anders nie. Vers 20. Maar ons moet in gedagte hou, die beeld wat van Abraham hier voorgehou word, is ook nie meer heeltemal die Abraham van die Ou Testament. Abraham het byna kultiese status onder die Jode bereik in die tyd van die Nuwe Testament. Hy was die heel eerste gelowige wat uit die heidendom die veelgodendom afgesweer het en net die een ware God begin aanbid het. So hy was die eerste Jood en daarom ook die eerste sendeling van die Jode. En hy word daar voorgestel,
nie net as 'n persoon wat 10 verskillende versoekings weerstaan het nie, maar ook as 'n persoon wat die perfekte of die volmaakte gehoorsaamheid aan die ongestrewe wet van Moses bereik het. Daarom behoort hy tot die groep van regverdiges wat volgens die Jodendom nie gesondig het nie. En dit is juist daar waar die Jodendom van die Ou Testament verskil. Nou kom die Joodse Christene in die vroeë kerk. Hulle kom nou in die gemeentes in. En hulle dra hierdie beeld van Abraham in hulle geloofslewe saam. En dit is daarteen dat hy dan waarsku in die voorbeeld wat hy hier gebruik. Paulus gebruik dus hier vir Abraham, nie om die grootheid van Abraham te beklemtoon nie, ook nie om sy prestasies tentoon te stel nie, nee, hy gebruik hier vir Abraham om ons by die geloof in te trek. Daarmee maak hy ons vandag ook deel van die verhaal van Abraham. En sodoende word Abraham se verhaal ook ons verhaal. Dit wat met Abraham gebeur, het ook direkte gevolge vir ons vandag. Eintlik het geloof hier 2 betekenisse. Geloof, maar ook vertroue. Ek kan nie anders hier is om terug te kyk na wat die definisie van die geloof in die Heidelbergse Katekismus is, nie. Vraag en antwoord 21. Vra, wat is 'n ware geloof? Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het as waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my werk. Naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit louter genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sonde, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Geloof is nie net om te weet dat Christus vir ons gesterf het aan die kruis nie, maar dit is ook 'n vertroue dat dit vir my bedoel is. Dit is wat die voorbeeld van Abraham vir Paulus beteken. Abraham het geglo, hy het sy volle vertroue in God gestel, want hy het geweet, op 'n manier, watter een het hy nie geweet nie, maar hy het geweet dat die God se belofte, dat hy dit steeds gestand sal doen. Maak nie saak hoe onmoontlik dit was nie. Geloof is vir ons presies dieselfde. Ons weet, ons kan nie. Ons vertrou dat God kan en hy wil dit doen. As hy dit kan doen, dan skenk hy dit aan ons. Soos ons gisteraand ook gesê het, hy sê dit aan ons toe. Niks wat ons doen, niks van wie ons is, geen prestasie, geen meriete beweeg God nie. Hy gee, want hy wil dit skenk. Dit is ons redding. Here in Hemel, Vader, dankie dat ons ook hierdie reddende genade van U ontvang het. Dankie dat dit ons besiel elke dag tot U eer. Amen. Pragtige mooi aand ook vir julle ander en mag die seën van die Here ook met julle wees.